Goeiemôre, baie welkom vanoggend in die huis van die Here. Kom ons raak rustig, net soos jy daar sit. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee, dat dit hom vergeld moet word. Geliefdes, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ek gaan vanoggend weer vir julle 'n voorlesing uit die wet doen, vanoggend uit die Ou Testament. Julle kan maar net sit en luister daar, soos julle sit. Ek lees vanoggend uit Deuteronomium 5 vanaf vers 6 en dan vanoggend se prediking is ook uit Genesis 24. Ek moet net dit by sê, onthou, as ons na die Ou Testament kyk, dan kyk ons met die oë van die Nuwe Testament, of die bril van die Nuwe Testament na die Ou Testament. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer nie of nie dien nie, want ek is die Here jou God. Hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Ons kry hierdie deel baie deesdae, veral in ons filmbedryf of op die kassie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of sy slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Die Here het by die berg al hierdie gebooie duidelik hoorbaar aan julle gemeente gegee, uit die vuur en die stik donker wolk uit, en toe het hy stil gebly. Ek lees vanoggend vir julle uit die belydenisskrifte van Nisea. Ek wil hê julle moet net soos julle daar sit, net hierna luister. En die wat laas Sondag in die kerk was, sal onthou dat ek oor die apostoliese geloofsbelydenis 'n boodskap gebring het. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie,
een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het en deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en mens geword, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete, ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels, ons bely een doop tot vergifnis van sondes, ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir krag, vir genade, dankie vir u woord, Here. Here, ons leef in 'n tyd waar selfs u woord bevraagteken word. Ons leef in 'n tyd waar dinge in die verlede wit en swart was, wat nou grys geword het. En dan ervaar ek, Here, dat, of beleef ek in my binneste, dat ek glo met my hart dat die koms van die Seun baie naby is. En dan raak 'n mens benoud vir mense wat dalk nie gereed gaan wees nie. My gebed is vanoggend, Here, seën u woord. Spreek met elkeen wat vanoggend hierso sit, Here, oor, ek glo, 'n belangrike saak in ons Christendom, en wat vandag dalk bietjie meer gedraai word as wat u aanvanklik daarby bedoel het, in Jesus naam. Amen. Soos ek weet nie of ek reeds gesê het nie, maar die tema is die huwelik en verhoudings. Vanoggend preek ek daaroor, en die gedeelte waaruit ek vanoggend vir julle uit die woord uit lees is Genesis 24 vers 1 tot 27. Abraham was al baie oud, en die Here het hom in alles geseën. Abraham het vir sy slaaf gesê, vir die vernaamste in sy huis, die een wat in beheer was van sy besittings: sit jou hand onder my heup, dat jy vir my met 'n eed in die naam van die Here, die God van die hemel en die aarde, kan beloof, dat jy nie my seun sal laat trou met 'n dogter van die Kanaaniete, by wie ek nou woon nie. Jy moet na my land toe gaan, die land waar ek gebore is, en daar 'n vrou gaan haal vir my seun Isak. Die slaaf het vir Abraham gevra: en as die vrou nie saam met my hierheen wil kom nie, moet ek dan u seun laat teruggaan na die land toe waar u vandaan kom? Toe sê Abraham vir hom: sorg dat jy nie my seun daarna toe laat teruggaan nie. Die Here, die God van die hemel, het my weggevat uit my familie, uit die wêreld waar ek gebore is, en my met 'n eed beloof: ek gee hierdie land waar jy nou is aan jou nageslag. Die Here sal sy engel voor jou uitstuur, sodat jy vir my seun 'n vrou van my land af sal kan bring. As die vrou nie saam met jou hierheen wil kom nie, is jy vrygestel van hierdie verpligting, maar jy mag nie my seun laat teruggaan nie. Die ou vertaling sê van hierdie eed. Toe die slaaf sy hand onder die heup van Abraham sy eienaar gesit en vir hom met 'n eed beloof om dit alles te doen. Die slaaf het 10 van sy eienaar se kamele gevat
en ook allerlei mooi geskenke en vertrek na Mesopotamië toe, na die stad toe waar Nahor gewoon het. Daar het hy die kamele by 'n fontein buite die stad laat kniel. Dit was laatmiddag, teen die tyd dat die vrouens uitgekom om water te skep. Hy het gebid: Here God van Abraham, wie se slaaf ek is, laat daar vandag iets met my gebeur. Betoon tog u trou aan my eienaar Abraham. Hier staan ek by die fontein waar die jong meisies van die stad sal kom om water te skep. As ek vir 'n meisie vra, hou tog jou waterkruik dat ek kan drink, en sy antwoord: drink gerus en ek sal jou kamele ook water gee. Dan is dit sy wat deur u gekies is vir u dienaar, vir Isak, en dan sal ek weet dat u trou betoon aan my eienaar. Voor hy nog klaar gebid het, kom Rebekka met die waterkruik op haar skouer daaraan. Sy was die dogter van Betuel, seun van Milka, die vrou van Nahor, Abraham se broer. Die meisie was baie mooi, 'n jong meisie met wie 'n man nog nie gemeenskap gehad het nie. Sy het afgegaan tot by die fontein en haar kruik volgemaak en teruggeklim. Toe hardloop die slaaf haar tegemoet en sê vir haar: laat my nog tog 'n bietjie water uit jou kruik drink. En sy sê: drink gerus, meneer. Sy laat toe gou haar kruik rus op haar hand en laat hom water drink. Toe hy klaar gedrink het, sê sy: ek sal vir die kamele ook gaan water skep, dat hulle genoeg kan drink. Sy het gou haar kruik in die krib leeg gemaak en toe fontein toe gehardloop om nog water te skep. Sy het vir al die kamele geskep. Die man het haar in stilte aangekyk om vas te stel of die Here hom in sy onderneming laat slaag het of nie. Toe die kamele klaar gedrink het, sit hy 'n goue ring van 6 gram aan haar neus en 2 goue armbande van 115 gram aan haar arms, en hy vra: wie se dogter is jy? Sê my tog, is daar in jou pa se huis 'n plek vir ons om te oornag? Sy het hom geantwoord: ek is die dogter van Betuel, die seun wat deur Milka van Nahor in die wêreld gebring is. Verder het sy gesê: ons het baie strooi en kameelvoer, en daar is plek om te oornag. Toe die man gekniel en tot die Here gebid: aan die Here, die God van Abraham, wie se slaaf ek is, kom die lof toe. Die Here het nie sy troue liefde van sy eienaar weerhou en vir my die Here reguit gelei. Vir my het die Here reguit gelei na die huis van my eienaar se broer toe. Tot sover. Vanoggend se tema, die huwelik en verhoudings, is dit belangrik om 'n paar dinge eers te verstaan en te hoor wat sê die Bybel oor die huwelik. Die norm vandag is baie anders as wat die Bybel sê. Kom ons kyk 'n bietjie na wat die wêreld vandag sê en glo. So 'n paar jaar gelede, 'n hele klompie jare gelede, toe meeste van julle dalk nog op skool was, en van die ouer mense, jong werkende mense was saambly taboe gewees. Nie eers om te dink aan, verskoon as ek vanoggend reguit is, seks voor die huwelikie. Nie te lank terug was daardie dinge binne ons samelewing meer in die Christelike samelewing verwerp. Hollywood speel 'n baie groot rol in die filmindustrie en hoe ons wêreld vandag daarna uitsien. Vroeger jare het die liefde, en ek sit dit in aanhalings, meer subtiel op die kassie of op die skerm gekom, en is die reg in aanhalings daarvan mooi gemaak. Dink aan 'n film soos James Bond, wat uit die 70er jare al kom, waar hierdie top 'n Britse spioen altyd kry hy te doen met die mooiste spioendame.
En aan die einde van die fliek, of partykeer sommer in die fliek, skus die woord, dan spring hy saam met haar in die bed. So subtiel het dit wat nie reg was na ons as mens gekom. Soos daar ook baie sepies op die kas, waar dit dalk vroeër jare meer subtiel was, maar vandag doen hulle dit links en regs. Ek dink selfs aan ons Afrikaanse sepie waarna baie mense so kyk, Sewende Laan. Die reg word daarvan uitgebeeld. En vandag is dit nie meer so subtiel soos wat dit dalk toe ek jonk op skool was, of toe ouer van julle ouer mense dalk jonger mense was. Vandag is dit sommer openbloot. Jy kry amper nie vandag meer 'n fliek waar liefde in aanhalings nie met 'n seksuele toneel gepaard gaan, of seksuele tonele in die fliek gepaard gaan nie. Die meeste van julle weet dit. Vandag is dit eintlik taboe as 'n fliek nie 'n sekstoneel bevat nie. Dit wat nou die afgelope dekades in die wêreld aan die gebeur is, het die kerk ook binne gesypel. Dat die kerk eintlik maar vandag nes die wêreld lyk. Wat die woord sê, het deesdae vir kerkmense, nie alle kerkmense, maar vir kerkmense eintlik irrelevant geword. Dis oudtyds het julle al die woord gehoor. Ons lewe in 'n ander tyd, word dit gesê. Deesdae op ons fakulteite word daar ook gesê, ons verstaan dit nou anders. Ons het verlig geword, sê die mense. Weet julle wat, nee, as ek oor hierdie afgelope tyd vandat die filmindustrie in die wêreld ingekom het, en jy sal 'n eeu of 2 voor dit 'n opname maak van wat gebeur het, dan gaan julle sien en julle gaan saam met my stem, dat die filmbedryf het 'n baie groot invloed gehad in dit wat vandag in ons lewe aan die gang is en aan die gebeur is. En dit is hoekom die samelewing ook so lyk. Geen wonder die egskeidingssyfer in die wêreld is so hoog. Ek dink Suid-Afrika die hoogste egskeidingssyfer in die wêreld, en ek dink na hulle is dit Amerika en Brittanje. Gebroke huwelike met stikkende kinders. Kinders met verwronge idees oor die huwelik. Kinders met seksuele probleme. Selfs hoërskoolkinders wat seks voor die huwelik beoefen. Dit is daar. Dit is so. En wat my hart seer maak, is dat ons as samelewing hierdie dinge weet, maar ons laat dit toe. Nie eens om te sê van al die pornografie wat daar op die internet, of hierdie smartfone wat wel elke kind vandag ook het. Pornografie wat vrylik beskikbaar is. Want die jong kinders weet waarvan ek praat. So 20 jaar terug het ek en my vrou, toe ons die eerste keer gaan studeer het, by Pen Aksie aan Pretoria se Middestad in die naskool gewerk. En ek het graad 1 kindsientjies gekry met pornografiese materiaal. 20 jaar, meer as 20 jaar gelede. Kinders word hieraan blootgestel. En dit raak vir hulle ook die norm.
die aanvaarbare. En so het die norm ook die kerk binne gesypel, dat selfs predikante of pastore of leuke predikers nie meer hieroor preek nie. Want dalk ontstel ek vanoggend vir die ouer mense, of selfs dalk vir jonger mense. Dit tas dalk ons karakter aan. Hoekom het ek nou juis vanoggend die prediking so kras begin? Hoekom skets ek vanoggend hierdie prentjie vir julle? Want dit het nodig geword om eerlik met julle te wees, te preek oor die waarheid, sodat die mens kan hoor wat is die waarheid. Die Here Jesus het op 'n stadium gesê, die waarheid sal jou vrymaak. Hoekom? Ek het dit laas Sondag ook gesê, en ek sê dit weer dalk vir die wat laas Sondag nie was nie. Die 2016 se kerkorde van die NG Kerk praat al van saambly. Hoekom? Want dis hoekom die gay kwessie en die NG Kerk vandag gedryf word as reg. Skielik het dit wat die kerk vir eeue het die kerk dit nie so bely nie. Dit het vandag die norm geword in ons samelewing. Romeine 12 vers 1 tot 2 skryf Paulus aan die gemeente in Rome. En ons moet dit vandag ook hoor. En nou doen ek 'n beroep op julle broers en susters. Op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesentlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik is. Die huwelik, soos dit vandag, het ons selfs verhoudings, is wat heel wat anders vandag is, as wat dit byvoorbeeld in die Bybelse tye was. En selfs die huwelik heel aan die begin van die Bybel, van Genesis, verskil byvoorbeeld, soos in die huwelik in die Nuwe Testament deurgegee word. Met ander woorde, wat ek sê vir jou vanoggend, die huwelik is deur God ingestel. God het dit so bedink dat daar 'n huwelik tussen een man en een vrou sou wees. En soos met die geskiedenis in die Bybel en in die kerk se geskiedenis, het die huwelik 'n bietjie verander, of die gebruik, of hoe dit in gebruik, of hoe dit gebeur, het verander. In die begin staan daar, God het die man en die vrou gemaak. Hoor mooi, God het reeds in die begin bedoel man en vrou. En nooit het die Here in die begin gesê man en vrou. Ons lees ook byvoorbeeld in vanoggend se skrifgedeelte dat die manier hoe mense daardie tyd in die huwelik uitgegee is, verskil van dit wat heel in die begin gesê het, God het in die begin die man en die vrou. Al het die manier of die prosedure waarmee die man en vrou in die huwelik verbind is, of aan mekaar gegee is, bly die feit soos 'n paal bo water staan. God is die skepper van die huwelik. Hy het die mens met die eros liefde. Julle het seker al die woord erotika gehoor. Erotiek. Wat eintlik in vandag se wêreld 'n vieslike betekenis het. Wat die Grieks praat van die seksuele en die romantiese liefde. Is die enigste liefde in die Grieks
wat daarvan praat. En hierdie liefde waarvan die Grieks praat, is net tussen 'n man en 'n vrou. Geskape tussen man en vrou. En dis hoekom daar dan kinders uit hierdie huwelik gebore word. Een van die kleiner profete skryf, die huwelik tussen 'n man en 'n vrou, waar kinders voortgebring word in hierdie huwelik is, sodat God deur die nageslag geëer en verheerlik kan word. Dis hoekom daar kinders voortkom, sodat daar 'n nageslag kan wees wat God kan eer en verheerlik. In Johannes Evangelie het die Here Jesus die wyn vermeerder op aandrang van sy moeder. En reeds in die Nuwe Testament het die huwelik so bietjie verander. Paulus skryf in die brief aan die Korintiërs van die huwelike tussen een man en een vrou, en later vra die gemeente om raad oor seks binne die huwelik. Het staan nie so, soos ek het vanoggend sê in die Bybel, daar vra die man het by die vrou ingegaan of anders. Dis waarvan hy daar praat. Seks tussen een man en een vrou binne die huwelik. En ek wil vanoggend 'n metafoor gebruik. As jy 'n potplant vat, met 'n mooi blom in daardie potplant, is hy mooi soos hy in die potplant is. Maar as jy daardie potplant vat, en jy gooi dit hier op die mat in die kerkgebou uit, dan lyk dit nie mooi nie. Dieselfde is dit met wat God bedoel het met seks in die huwelik. Dis soos daardie plant wat in die pot is. Seks buite die huwelik, as jy dit wat God bedoel het om te wees, daar buite gooi, dan is dit nie meer mooi nie. Maar God is nie 'n God van wanorde nie. Daar is grense gestel waarbinne die mens moet beweeg, om sodoende God sy eer te gee, en sodat die een mens na die ander een nie kan seermaak nie. Dis hoekom die Here hierdie dinge het. Daar word grense gestel vir ons. En as ons daardie grense oorskry, dan maak ons gewoonlik ander mense rondom ons seer. Dink net aan 'n huwelik wat opgebreek word. Die seer wat dit by kinders bring. Die huwelik is bedoel sodat die kinders binne daardie veiligheidsgrense kan leef. As normale kinders binne daardie huwelik kan groot word. En as 'n gesonde en regdenkende jong mense kan groot word met God se woord as hulle norm. Ek praat van binne ons Christelike konteks. Nou vanoggend se verhaal in Genesis 24, waar Abraham se hoofdienskneg of sy slaaf wat in beheer was van sy besittings, heel waarskynlik Eliezer was, stuur Abraham vir Eliezer om sy seun Isak 'n vrou te gaan soek. En hy vra dat Eliezer die vrou gaan soek by sy familie, want dit was die gebruik in daardie tyd so gewees. En as so 'n persoon die regte vrou gekry het, lees ons verder in die verhaal, dan is gewoonlik daardie familie wie se dogter dit was, oorlaai met geskenke. En as die familie dit dan aangeneem het, dan het hulle geskenke ontvang, en dan het hulle die dogter aan die man se slaaf gegee, en dan het hy die vrou teruggevat na sy heer toe. En onthou, die priesterdom, of wat ek vir julle wil sê, is soos die huwelike verander. Die priesterdom het eers na die uittog in Egipte gekom het. Eers later het dit gekom dat die priester 'n huwelik tussen 'n man en 'n vrou bevestig het in die geskiedenis van Israel. Want God is die initieerder
van die huwelik. Nou kom preek ek vanoggend oor 'n huwelik of in die tyd wat dit vandag dalk nie meer so geleef word, maar tog is die meeste mense wat vanoggend hierso sit binne die huwelike verbind. En hoekom preek ek nou vanoggend juis uit Genesis 24 oor die huwelik wat op 'n ander manier plaasgevind het? Weet julle, het iets groots gebeur. Het iets groots gebeur, dalk net in die storie, as wat ons net die storie so sou leef. Abraham laat roep sy troue slaaf, sy slaaf wat ook die Here gedien het, want dis hoekom Abraham hom geroep het, want Abraham het hom vertrou met sy besittings om 'n vrou vir Isak te gaan haal. Abraham laat hom 'n eed aflê dat hy nie sal rus totdat hy 'n vrou vir Isak gekry het nie. En Abraham sê vir hom, jy sal alleen van hierdie eed verlos word as die vrou nie saam met jou sou wou kom nie. In vers 8. En hierdie eed was afgelê deur sy hande, terwyl Abraham gelê het so onder sy heupe in te druk, en dan het hy die eed voor Abraham afgelê. Nou hoekom het hulle eed so afgelê? Julle sal onthou, Abraham was hy net Abraham, en toe hy besny was, toe noem die Here hom Abraham, want hy sal 'n vader van 'n menigte word. Was omdat die besnydenis in hierdie gedeelte gedoen was. Dis hoekom hy die eed, die hande onder sy heup gelê het. So die eed wat hy afgelê het, het in effek dieselfde betekenis gehad, dat met die verbond wat God met Abraham gesluit het, en dat hierdie diensknegt van Abraham onder hierdie selfde eed gelê het, en dat hy 'n vrou sou kry, totdat hy 'n vrou sou kry, en dan alleen sou hy verlos wees van hierdie eed. Genesis 24 vers 6 tot 7. Toe sê Abraham vir hom, sorg dat jy nie my seun daarna toe laat teruggaan nie. Die Here God van die hemel het my weggevat uit my familie, uit die wêreld waar ek gebore is, en het 'n eed beloof. Ek gee hierdie land waar jy nou is aan jou nageslag. Die Here sal sy engel voor jou uitstuur, sodat jy vir my 'n seun, 'n vrou van my land af sal laat bring. Met ander woorde, dieselfde vertroue wat Abraham gehad het in die God van die verbond wat God met Abraham gesluit het, hier dieselfde vertroue het Abraham dat God sy getroue geslaag sal lei om 'n vrou vir Isak te kry en te bring. En ons sien deurgangs in die lewe van Abraham dat hy God in alles vertrou het, selfs toe die Here vir hom gesê het, toe Isak nog jonk was, jy moet vir Isak offer. En tot voor hy vir Isak sou doodmaak, het die Here 'n ram voorsien. Hierdie getroue slaaf van Abraham het dieselfde vertroue in die Here en bid in vers 12 tot 15 uitgebid. Die Here God van Abraham, wie se slaaf ek is, laat daar vandag iets met my gebeur. Betoon tog u trou aan my eienaar Abraham. Hier staan ek by die fontein, waar die jong meisies van die stad sal kom water skep. As ek vir 'n meisie vra, hou tog jou waterkruik dat ek kan drink, en sy antwoord, drink gerus, en ek sal jou kamele ook water gee, dan is dit sy wat deur u gekies is, vir u dienaar, vir Isak, en dan sal ek weet dat u trou betoon aan my eienaar. Voor hy nog klaar gebid het, kom Rebekka met die waterkruik op haar skouer daaraan, en so het gebeur alles soos Abraham geglo het, en sy diensknegt gebid het. Nou wat wil ek vanoggend vir julle kom sê? Abraham het die Here vertrou vir die huweliksmaat vir sy seun. Abraham se slaaf het dieselfde vertroue gehad dat die Here Abraham se gebed sou verhoor en vir sy seun 'n vrou sou gee.
Ek wil julle baie graag so ietsie vertel uit ons eie lewe uit. Want ek wil hoor die jong mense moet hoor vanoggend. Ons het mos die idee, ons leer ken vriende en vriendinne en ons raak verlief. Ek het ook vriende en vriendinne gehad en ek en die Trisha het mekaar leer ken in die jeugsentrum in Pretoria. En ek het altyd gebid vir die Here gevra, Here, wys vir my wie is my huweliksmaat. En toe ek op 'n stadium seker was dat die Trisha my lewensmaat is, het ek na haar toe gegaan en vir haar gesê, die Here het vir my gewys, jy is my huweliksmaat. Ek wil hê jy moet gaan bid oor hierdie saak. Om verlief te wees of verlief te raak is van God. Maar die Bybel leer ons ook in Hooglied dat jy die liefde nie voor die tyd moet laat ontwaak nie, dat jy die liefde nie moet wakker maak voor die tyd nie. As jy 'n kind van God is, nog jonk, wil ek graag vir jou die raad gee. En ek wil graag die raad vir ouers ook gee. En veral vir julle jong mense, weet julle wat, dis nie verkeerd of vriende of vriendinne te hê nie. Ek sê eerder dit, en ek sê dit vanoggend vir paas en ma's wat jong kinders ook het. Bid vir jou huweliksmaat. Bid vir jou kinders se huweliksmaat. Dat die Here op die regte tyd hom of haar aan jou of aan jou kinders sal uitwys, of die omstandighede so bewerk. Ek onthou toe ek 'n jonk was, nog voor ek vir Trisha leer ken, het my ma altyd vir my gesê, wil die uiterlike skoonheid is 'n bonus. Die belangrikste is, sy moet die Here ken en dien. Dit is die heel belangrikste. So wil ek graag ook raad gee aan ons ouers. Ek en die Trisha bid al reeds vir 'n geruime tyd vir ons eie kinders. Vir hulle huweliksmaats. Dat hulle huweliksmaats ook die Here sal ken en sal dien. En dat hulle die Here ook op die regte tyd, hulle huweliksmaats, aan hulle sal bekend maak, of sal wys, of deur omstandighede, of hoe dit ook al die Here se wil is. Wat wil ek sê? Omdat die huwelik 'n instelling van God is, tussen een man en een vrou. Dus, as ek die Here se kind is, dan is die mees logies is mos om vir die Here te vra, wys vir my, wie is my lewensmaat? En dan glo ek, want ek het dit beleef, en ek het dit al gesien, dat die Here op die regte tyd aan daardie persoon, of van jou huweliksmaat sal gee. En nie rond te vry, tot jy die regte een het nie. Vriende, vriendinne, kom van die Here. En om in vriendskapsverhoudings te staan, is ook iets waarmee die Here ons geskaap het. Maar soos ek gesê het, Salomo skryf in Hooglied, moenie die liefde voor die tyd wakker maak nie. En as daar die keuse van 'n huweliksmaat van hom is, dan kan ek sekerheid hê dat hy in hierdie huwelik is. En dan kan ons in die eg verbind word.
omdat hy die initieerder is van die huwelik. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir die huwelik. Dankie vir huwelike waar U teenwoordig is. Dankie vir huwelike waar U gedien en geëer word. Dankie vir huwelike waar al kinders gebore is wat in hierdie gesonde omgewing kan opgroei en groot word. Ek bid op vir huwelike vanoggend hier in die kerk, waar daar dalk seer is, en waar die seer dalk deur die kinders gevoel word, dat U daardie seer sal herstel. Dat daardie man en vrou weer liefde tussen mekaar mag ervaar. Want 'n huwelik of huwelike is tot eer van U naam, veral ons wat kinders van die lewende God is. En dankie Here dat ek vanoggend vir huwelike in ons kerk mag bid, en mag vra Here, die bose daar buite is so lustig, en hy kyk wie hy kan verslind, of wie hy kan seermaak. Die Bybel leer vir ons, die duiwel was van die begin af 'n mensemoordenaar. En daarom kom vra ek Here, kom maak huwelike heel. En waar daardie huwelike heel is, Here, kom hou die liefde tussen man en vrou in stand. En gee Here vir ons krag en genade om dit so te mag uitleef. En ek bid ook vanoggend vir ouers, Here, dat hulle wat kinders nog in skool het, maar dit wat hulle vanoggend hoor, dat hulle sal bid vir hulle kinders se huwelike, en dat U vir hulle ook op die regte tyd hulle huweliksmaat sal gee, dat hulle kinders se huwelik aan U sal opdra, sodat uit daardie huwelike ook kinders in 'n gesonde verhouding kan groot word. Dankie Here dat ek dit van U kan vra. Seën op vandag Here, almal wat hier teenwoordig is, seën hierdie dag tot eer van U naam, in Jesus naam. Amen. Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. En mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Amen.